Welkom by Skrifporsies in Afrikaans. Ons is weer saam met u op hierdie dag en ons gaan skrifporsie nommer 44 behandel. Die naam van die skrifporsie is Devarim, wat meestal vertaal word met woorde. Ons ken dit as Deuteronomium. Hierdie skrifporsie word in Afrikaans aangebied vir u van Tehillah Studiesentrum af en dit is opgestel deur Olyftak Bedieninge. My naam is Stefanie en dit is vir my 'n voorreg om saam met u vandag hierdie skrifporsie deur te gaan. Die leesgedeeltes vir hierdie week uit die Torah, dit is die eerste 5 boeke, is Deuteronomium of Devarim dan 1 tot 3. Uit die profete Jesaja 1. Goeie nuus, dit is die Nuwe Testament soos baie mense dit noem, is Johannes 15. Ek sien ek het getik 111, dis vers 11. Hebreërs 3 en 4, 1 Timoteus 3 en Matteus 25. Kom ons bid net eers saam, voordat ons die studie begin. Abba Vader, dit is so 'n voorreg om u woord saam te bestudeer. Ons kom in nederige ootmoed om te vra, breek asseblief u woord vir ons oop, deur u Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ons vra dit in die naam van ons Messias en Koning. Amen. In vandag se porsie sien ons hoe Moses, die 40 jaar van die volk se swerf in die wildernis, in die woestyn in herinnering geroep het. En hy het dit vir ons neergeskryf. Ek lees vir u vanaf vers 1. Hierdie is die woorde waarmee Moshe met die hele Israel gepraat het. Oorkant die Jordaan in die wildernis, en die vlakte oorkant Suf, tussen Paran, Tofel, Lavan, Hazarot en die Hazava. Dit vat 11 dae vanaf Horef na Kadesh Barnea, via die berg Seir. Jy kan op die volgende skypie sien hoe dit uitgebeeld word. Vers 3. In die 40ste jaar, in die 11de maand, op die eerste van die maand, het Moshe met die seuns van Israel gepraat. Volgens alles wat Jahwe hom beveel het. Nou dis interessant, dit sou 11 dae geneem het, maar vir hulle het dit byna 40 jaar geneem. Vers 21. Let op, dis Moshe wat praat. Jahwe, jou God, het die land voor jou geplaas. Gaan op en neem dit in besit, soos Jahwe, die God van jou vaders, vir jou gesê het. Moenie bang en ontmoedig wees nie. Vers 32. Tog het al hierdie dinge, na al die dinge, het julle nie vertroue in Jahwe, julle God nie. Moshe het al die dinge in herinnering geroep. Hier kan ons sien, dit is so mooi uitgebeeld uit van vandag se porsie van Bim Bam. Daar is die berg Sinai en dit sou 11 dae geneem het. Maar hulle moes rondtrek as gevolg van die sonde van die volk, omdat hulle Abba nie vertrou het. Hulle noem dit die sonde van die spioene, nadat die 10 spioene teruggekom het. Daar is soveel lesse aan ons in hierdie Torah gedeelte. Moshe herinner ons ook aan die tyd by Sinai en die gee van die Torah, die instruksies van Abba af, die aanstel van die rigters, die traumatiese gebeurtenis as gevolg van die sonde van die 10 spioene, wat nie Abba vertrou het nie en bang was vir die reëse, en die volk bang gepraat het. Toe het Abba gesê, hulle sal nie in die land ingaan hierdie geslag.
hoekom Abba nie toegelaat het dat hulle Edom en Moab aanval nie. Dit is baie belangrik en jy moet dit regtig self gaan deurlees. Die basiese rede is omdat Edom en Moab ook deur Vader 'n sekere streek gegee het wat hulle streek was wat aan hulle behoort is. Dan herinner Moshe ook ons aan die aanval van die Amoritiese koning, Sigon, en dan Og, die reus, en die volk se oorwinning daaroor. Interessant met my navorsing het ek gelees iewers dat die sage sê, Moshe is die een wat self Og die reus deurboor het. Hy herinner nou die kinders van Israel daaraan. Hy herinner ons dat Abba ons dra deur moeilike tye. En hulle, as hulle wil bang word vir die nuwe land met sy reuse, dan sê Abba, ek is daar vir jou, ek sal jou help. Die laaste ding waaraan Moshe ook ons herinner is die stamme van Reuben, Gad en die helfte van Manasse, wat net daar oos van die Jordaan wil bly, hulle wil nie ingaan nie. Moshe het, soos ons laasweek gesien het, Jotawaf, ons vader Abba, geraadpleeg en hy het gesê, nee, hulle kan maar daar bly, hulle moet net saam met hulle gaan veg, as hulle die land ingaan, die volk. Toe het die 3 stamme gesê, ja, nee, ons sal saam gaan veg, ons vrouens moet net hier agterbly. Ten spyte van al die probleme en aanvalle van selfs reuse, het Vader die volk deur die wildernis gedra. Nogtans het hulle hom steeds nie vertrou nie. My vraag is, vertrou ons volkome op Abba? En die vraag wat ek vra, moet jy aan jouself antwoord. Ek hoop jy het 'n notaboek byderhand. Nommer 2, die volk was steeds huiwerig om die beloofde land binne te gaan. Is ons bereid om saam met Vader ons beloofde land in te gaan? Vra die vraag aan jouself. Met die skepper van hemel en aarde se hulp, het hulle die reuse verslaan. Is ons bereid om hom te vertrou, om ons reuse te verslaan? Soos Dawid van ouds, né? Die laaste een wat Moshe ons herinner aan, die volk, veral 2 en 'n halwe stam, is huiwerig om Abba vir hul toekoms te vertrou en wil maar bly waar hulle is en nie in die beloofde land ingaan nie. Is ons bereid om Abba ten volle te vertrou vir ons toekoms? Dit is ook interessant dat daardie stamme die eerste stamme is wat weggevoer is in ballingskap. Yes, dear friends, geliefdes, ons wil in hierdie studie ook kyk na watter lesse is in hierdie Torah porsie spesifiek vir die bruid van Messias. Luister gerus na hierdie pragtige lied, want dit is belangrik dat ons as sy bruid gereed is wanneer hy kom, wanneer hy ons uitnooi om by sy tafel te kom aansit. En omdat ons Maranatha sê en ons sien die eindtyd profesieë een na die ander waar word, weet ons moet hom verwag binnekort. Uit die profete gedeelte lees ons vandag uit Jesaja 1. Vers 1.
Die visioene van Jeshayahu, dit is hoe die Hebreërs dit uitspreek, die seun van Amots, wat hy gesien het met betrekking tot Jehuda en Jerusalem, wat hy gesien het tydens die heerskappye van Usia, Jotam, Asa en Hiskiau, konings van Juda. Vers 2. Luister o hemele en luister o aarde, want Jahwe praat. Ek het seuns groot gemaak en tot groot hoogtes gebring, maar hulle het teen my in opstand gekom, en nie praat hy nie net met die seuns nie. Gewoonlik is dit benei, dit beteken die volk, die mense. Vers 3. Selfs 'n os ken sy weiplek en 'n donkie die krib van sy meester, maar Israel ken nie een van die twee nie, en my volk verstaan nie wat dit beteken nie. Wee 'n sondige nasie, 'n volk neergedruk met skuld, nageslag van wetteloses, seuns wat korrup optree. Julle het Jahwe verlaat, julle het die afgesonderde van Israel verag, julle het van hom af weggedraai. Waar sal julle nog geslaan word, aangesien julle voortgaan in rebellie? Net soos Moshe praat Jesaja met die volk oor verkeerde weë. Verder in Jesaja 6 vers 6 sê Abba, of skryf Jesaja neer, nou Abba met hom gepraat het en hom opdrag gegee het. Toe het een van die serafs na my toe gevlieg, met 'n brandende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgehaal het. Vers 7. Hy het my mond aangeraak en gesê, let op, dit het jou lippe aangeraak en jou wetsoortreding is weggevat en jou sonde is vergewe. Toe hoor ek, Jesaja, die stem van Jahwe sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Ek vra sommer weer 'n vraag aan u, geliefdes. Is u bereid dat Abba u stuur? Vers 9. Hy het gesê, gaan en sê vir hierdie volk, hou aan luister, maar begryp nie. Hou aan kyk, maar verstaan nie. Die verstand, wil en emosie, dis die hart, van hierdie volk het onsensitief geword. Hulle ore dig en hulle oë dof, sodat hulle nie met hulle oë kan sien, of met hulle ore kan hoor, of met hulle verstand, wil en emosie kan verstaan, en terugdraai nie, en ook word hulle nie vrygespreek nie. Geliefdes, vir my is dit die volgende les. Mag Abba ons help om nooit so hard van hart te word soos die volk van Israel nie. Uit die goeie nuus lees ons vandag uit verskillende gedeeltes. Ek lees vir u uit Johannes 15, sommer van vers 10 af. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Dis Yeshua wat praat. Vers 11. Dit het ek vir julle gesê, sodat my vreugde voortdurend in julle kan bly, en julle vreugde volledig kan wees. Dit is my opdrag, dat julle mekaar voortdurend moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. In Hebreërs 3 vers 7 lees ons, omdat die gees van afsondering, dis die Ruach, sê, vandag as julle my stem hoor, of sy stem, verhard nie julle verstand, wil en emosie, om hom kwaad te maak, soos hulle wat rebels is, en soos in die dag van die toetsing in die wildernis nie, toe julle vaders my getoets het, my beproef het, en my dade 40 jaar lank gesien het. As gevolg daarvan was ek moeg vir daardie geslag, en het gesê, hulle is 'n volk wat fouteer in die verstand, wil en emosie, en hulle het my paaie nie geken nie. Kom ons lees uit Matteus 24, want ons leef in die eindtyd. Word dan wakker, omdat julle nie weet watter uur julle meester kom nie.
Maar weet dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd die dief sou kom, sou hy wakker gewees het en nie toegelaat het dat sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die Mens kom daardie uur wat julle dit nie verwag nie. Wie dan is die getroue, dis vers 45, wie dan is die getroue en wyse slaaf, vir wie sy meester oor sy huishouding aangestel het, om hulle hul kos op die regte tyd te gee? Geseënd is daardie slaaf, vir wie sy meester as hy kom, so besig sal vind. Dit is waar, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Wat het u vandag geleer uit ons skrifporsie, geliefde? Ek hoop u het u eie notas gemaak. Gaan terug. U kan lekker die pause knoppie druk en lees en u notas maak. Gaan mediteer en bid daaroor. Bid wat Abba vir u wil sê vandag, geliefde. En ek vra, Hemelse Vader, help ons om u ten volle te vertrou. Help ons om u stem te hoor. Herinner ons aan die kere wat u ons gehelp het om ons aardse reuse te verslaan. Lei ons dan in u waarheid, sodat ons gereed kan wees wanneer u ons kom haal. Amen. Ek sê shalom aan u tot volgende week, geliefdes. Die volgende skyfie kan u. Geliefdes, hier kan u sien die bronne wat ek gebruik het. En u is ook welkom om ons webwerf te besoek. U sal sien ons webwerf is aan die heel onderkant getik en aan die regterkant van elke skyfie. So, en laat vir ons 'n komment, 'n kommentaar of gee vir ons 'n duimpie, subscribe en as die porsie iets vir u beteken het, deel dit met ander, sodat die saad gesaai kan word vir die koninkryk van ons Ouwe Vader.